genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Skriflesing is 2 Timoteus 4 vers 1 tot 18. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 18. En ek gaan net die 83 vertaling lees. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 18. En terwyl jy nog die skrifgedeelte opsoek, wil ek maar net noem, 'n noenontbyt is 'n brunch in Engels. Ek dink 'n brunch is al amper 'n Afrikaanse woord. En ek wil ook maar net sê, hulle het my dan reg geleer op Brits in wetenskap, dat momentum is gelyk aan, massa maal snelheid. Nie kwadraat nie, dit Johannesburg is anderster. So, ek is reg geleer op Brits. Goed, 2 Timoteus 4, vers 1 tot 18, ek lees vanaf vers 1. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Probeer so gou as moontlik na my toe kom, want Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry en my verlaat en na Tessalonika vertrek. Crescensus na Galasië en Titus na Dalmasie toe. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel saambring wat ek by Carpus en Troas laat bly het, en ook die boeke vir al die perkamente. Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld vir wat hy gedoen het. Jy moet ook vir hom op jou hoede wees, want hy het ons prediking heftig teengewerk. Toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie, maar almal het my in die steek gelaat. Maar God het dit nie toereken nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, so deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidene nasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen. Fokusvers is veral verse 6 tot 8. Maar as mens hierdie gedeelte, dit gaan oor om te volhard op die geloofswedloop. En as mens na hierdie gedeelte kyk, dan kom vrae op, en ek weet nie, dalk het met jou al gebeur, het jy al opgegee in drome wat jy gehad het? Jy was jonger gewees, jy het hierdie drome gehad, en jy het opgegee. Dink nee, maar dit kan nie. Of doelwitte wat jy nie nagekom het nie. Het jy dalk al opgegee in jou huwelik? Voel jy dalk jy lewe is nie moet werd nie? Het jy dalk al opgegee in God? Dis wat ou dink, as jy hoor wat Paulus hier skryf van volharding. Het jy al opgegee? Watter ding het jy nog nie voltooi nie in jou lewe nie? Ooreenkomste het nie nagekom nie. Beloftes, projekte nie afgehandel nie.
En dan is die vraag, wat bekeer jou? Wat blokkeer jou? Wat keer jou dat jy nie ding deurvoer nie? Net dis wat ons elkeen ook vir onsself moet vra. Wat keer my dat ek baie keer met dinge begin, dan gaan ek so 'n stukkie aan, dan kry ek by die teenkante en dan staan ek terug. Dan dink ek moet weer nee. Ag nee, wat? Los dit sommer net. Is dit dalk 'n kenmerk van jou lewe? Dat jy nie deurvoer nie. Wat blokkeer jou? Dit kan wees selfs jou besittings. Vrees, bekommernisse en omstandighede, net dat jy nie volhard en deurvoer nie. Wat is dit? Paulus skryf hierdie brief aan Timoteus om hom te sê, jy moet volhard, dit is wat hierdie verse 7 en 8, waar hy sê, Paulus vra tot homself, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Hy praat van hoe hy volhard het. En jy weet, Paulus nie altyd net lekker omstandighede gehad nie. As jy hier in die Nuwe Testament lees, wat hy alles moes deurgegaan het nie. En hy sê hierso, die lewe is ook nie, is 'n wedloop, maar is nie 'n 100 meter sprint nie. Dit is eerder 'n marathon. En jy weet, na 'n kilo wat ook al, en jy moet aanhou, en hier by 'n halfpad merk, en 3/4, daai volharding, dit word swaar, en dan moet jy volhard. Hy sê, dis hoe die lewe meer is 'n marathon. Ons moet volhard. Maar party Christene raak moedeloos. Hulle gee op. Voel dis nie moeite werd nie, Hulle gee op, hulle gaan sit op die kantlyn en daar's onvervulde drome. Hulle gee geloof in God prys. Skepingsdoel. Hy praat hier van 'n persoon wat eers saam met hom was, Demas, vers 10, waar daar staan, van Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry, my verlaat en na Tessalonika vertrek. Dit gebeur met Christene ook, in die kerk gebeur dit ook. Ek het al baie keer beleef, op 'n stadium met ons gemeente deur 'n baie moeilike tyd gegaan. Dis daai tyd, wat ek van gepraat het met Peer en Talita. En 'n klomp mense het gegaan, wat verlaatskap, hy gaan sink. Dit gebeur. Ek sien 'n waardering vir die mense wat bly staan het in die gemeente. Ek as geestelike leier hierso, het so 'n waardering, hier's 'n klompie wat ek hier sien vanoggend. Wat deur daai moeilike tyd gesê het, maar ek is hier. Dis 'n roeping. God 'n plan en 'n doel. Maar baie keer kan mense net so, as dit net moeilik gaan, dan verlaat hulle. Baie mense se lewens word geken aan onvoltooide projekte, onrealistiese beloftes. Sê wat, ek het hierdie droom gehad toe ek jong is, maar toe life happens. Toe verander dit. Toe los ek dit. Life happens, sê baie mense. Dis amper so 'n algemene spreekwoord. Life happens. Ek gee maar op aan my drome. Ek het al een keer, ek het dit al genoem ook, gehoor van hierdie wêreldse hierdie ou wat sê, hy's 'n wêreldse bemoedigingsspreker. Wat noem mens dit? Is 'n motiveringsspreker. Hoekom sukkel ek vir ons so die woorde? 'n wêreldse motiveringsspreker het gesê, een ding wat hy nie van Christene hou nie. Sodra dit moeilik raak, dan sê hy dit is nie God se wil nie en hulle los dit. Pas op om so vinnig. As jy dink, maar jy het hierdie roeping gekry van die Here. Dis wat die Here in en deur my wil doen. Ek het hierdie passie daarvoor. En nou gaan ek uit, nou kry ek teenkanting. Dis seker nie die Here se wil nie. Die deure gaan nie oop nie, dis nie die Here se wil nie. En jy los dit sommer net. Dit kan nie die kenmerk nie. Dit gaan oor 'n geloofswedloop, 'n marathon. Volharding. As jy sê life happens, maar wat het jy gedoen met daai geleenthede wat jy gehad het? Wat die Here vir jou gegee het? Of jy maar net sommer net maklik gelos? Wat van daai geleenthede? Want sukses is nie hoe 'n mens begin nie, maar hoe jy eindig. Dit is wat die sukses bepaal. So moenie terugkyk en altyd jou verlede beskuldig nie, en nooit verantwoordelikheid vat nie. Ek dink dit is nogal 'n probleem in ons land. Ons kyk so terug, en beskuldig alles, en daar is rede, maar laat jy kan vorentoe gaan nie. So is nie hoe ons begin nie, maar so hoe jy eindig. So moenie na jou lewe kyk hoe dit nou is nie. Vra vir Here, waantoe is ek op pad? Kyk hoe jy gaan eindig. Waarheen is jy op pad? Dis waaroor dit gaan. En Paulus bemoedig hier
vir Timoteus. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. So daar is baie teenkanting, ook op die geloofspad, om 'n Christen in jou geloof uit, daar's baie teenkanting. Maar het gaan oor volharding. En hy bemoedig Timoteus om te volhard. Maar nie net vir Timoteus nie, maar ook vir ek en jy. En vanoggend veral vir Henny, wat hier openbaar, gaan verklaar en bely. Hy hardloop die geloofswedloop, met die oog gefestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. En ja, soos Chris ook gebid het, dat gaan nie net altyd net voorspoed, lekker wees nie. Daar gaan ook teenkanting kom. Ons het 'n vyand, die duiwel wat nie hou daarvan om sulke verklaringe en belydenisse te doen en jou geloof uit te leef in 'n wêreld en mense se lewens aan te raak, dat mense se lewens verander nie. Die duiwel hou nie daarvan, die wêreld hou nie daarvan nie. Daar gaan teenkanting wees, maar volhard. En dis hoekom ons mekaar nodig het. Soos wat Paulus hier met Timoteus praat, het ons ook in hierdie geloofswedloop wat ons hardloop, 'n gemeente, broers en susters in Christus nodig, mekaar te bemoedig, dat kan volhard. Ek het al gesien mense wat so sê, hulle dien die Here op hulle eie. Vinnig raak hulle koel hulle af. Of hulle word mislei deur allerlei leringe wat hulle iewers gehoor het op internet, of wat ook al. Dit kan word nooit getoets met ander Christene nie. Volhard. En ons is hier saam met jou hier nie. Ons stap saam met jou die pad. En ons almal het mekaar nodig. Hoe kan ek suksesvol hardloop? In hierdie moeilike omstandighede van die wêreld. Al die uitdagings. Weet Paulus, hy skryf hierdie brief aan Timoteus uit die tronk. En lyk my hy is ter dood veroordeel. Hy het geweet, dis die einde. En hoekom is hy ter dood veroordeel? Omdat hy glo in Jesus Christus, omdat hy gepreek het, die evangelie verkondig het. Hy weet wat voor lê. En dan praat hy hier ook van hoeveel mense hom verlaat het, en mense wat hom, Alexander die kopersmid wat hom teëgestaan het, die res van hierdie einde laaste gedeeltes wat ek gelees het. Mense het hom verlaat, Demas, die ou het hom teëgestaan. Maar hy bemoedig vir Timoteus. Hy bemoedig en sê, hou aan. Moenie ophou nie. En hy sê mense wat hy moet stuur vir hom, nee. Ons het mekaar nodig om te kan volhard op die geloofswedloop. Vers 5. Sê hy, maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Paulus, en hoekom kon Paulus volhard? Nee, omdat hy insig in sy omstandighede gehad het. Hy het geweet wat is sy roeping, wat God vir hom bepaal het, wat sy skepings doen. Dis hoekom hy kan volhard. Vers 6 sê hy, want ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. So hy het insig gehad in sy omstandighede. Hy weet wat voor lê, hy weet wat God beplan het en wat God se doel en plan is. Hy het met insig gelewe oor sy omstandighede. En jy moet weet, jy gaan nie vir ewig lewe nie. Daar's 'n tyd wat kom wat jy voor God gaan verskyn. Dis nou genadetyd. Dis nou nog tyd net dat jy kan kom en sê Jesus, ek gee my lewe vir U. Moenie wag vir een dag nie. Jy moet insig hê. Elke dag beleef maar enige tyd kan die Here weer kom, of enige tyd kan ek sterf. Paulus het met insig gelewe oor sy omstandighede. 'n ander keer het hy geweet hy gaan nie sterf nie. Nee, want die Here het met hom gepraat. Toe hy as 'n gevangene weggevoer is op 'n skip om na Rome toe, as 'n gevangene, was daar 'n storm op die see. En dan lees ons in Handelinge 27 vers 23 en 26. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie Paulus, jy moet nog voor die keiser verskyn. En terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou
op die skip is. Daarom hou moed manne, ek vertrou op my God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Dit is so bestem dat ons ergens op 'n eiland moet strand en toe hulle op die eiland Malta het hulle gestrand. Jy moet met insig lewe oor jou omstandighede, waar jy nou is. Dit kan die einde van jou lewe wees. Dit kan lyk of dit die einde is, maar jy weet God het nog 'n plan en doel. Weet jy waaroor jou omstandighede gaan of word jy maar meegesleer, nee? Jy's uitgelewer in jou omstandighede. Dit gebeur, dan is ek af. Dan gebeur weer goed, dan is ek weer goed. Dan is ek weer bly, dan het ek weer hoop. Leef jy so dat jy soos op golwe heen en weer, of weet jy waaroor jou lewe gaan? Weet jy wat God se plan en doel met jou lewe is? Het jy insig in jou omstandighede? Ja. En want Jesus Christus is vir ons ook 'n voorbeeld. Hy het met insig gelewe. Op 'n stadium nadat hy nou 'n klomp wonderwerke gedoen het en mense kos gegee het, nê. Julle weet, duisende mense kos gegee het met 'n paar brode en visse, nê. Toe wil hulle hom koning maak, 'n aardse koning. Toe sê hy nee. Dis nie my Vader se plan en doel nie. Hy wou nie. Ander keer lê hy op die skip en slaap en daar's 'n storm op die see en sy disippels dink hulle vergaan en hy slaap en sê hulle, Here, gee jy nie om nie. Dan sê hy, julle klein gelowiges, want hy weet hy gaan nie vergaan op 'n skip nie. Hy moet kruis toe gaan. Jesus het geweet waarvoor hy is, nê? En ons volg hom. Het jy insig oor jou lewe of dink jy jy's hier die McDonald's evangelie, Happy McMeal, happy dit en happy dat en happy, jy moet net happy wees. My kinders moet net happy wees. Dis wat ek baie keer dink, my kind moet net happy wees, dan is ek alright. Dan het ek geslaag as 'n ouer. Dis nie, hierdie lewe is nie net om happy te wees nie. Daar's betekenis. Ken jou kind die Here, dis die belangrikste. Paulus het geweet waarheen hy op pad is. Hy weet dat hy as 'n drankoffer uitgegiet gaan word. Nou volgens die Ou Testament, Numeri 15 vers 1 tot 10, in die hele offerproses is die drankoffer wat uitgegiet word die laaste deel van die offer. So jou hele lewe is 'n offer tot eer van die Here, maar ook Paulus wil hê die laaste deel van sy lewe moet soos 'n drankoffer wees wat ook aan God eer gee. So begin en einde is 'n offer aan die Here. Daar's nie 'n tyd wat ek vir myself lewe nie. As ek Jesus aanvaar het, dan is my hele lewe. Romeine 12 vers 1 en 2. Gee julleself as lewende offers aan die Here. Nee, dit is ons lewens is daar, die einde, veral 'n drankoffer wat uitgegiet word om eer te gee aan die Here. Dis die laaste deel. Sy hele lewe was 'n offer tot God se eer en ook die laaste deel. Nou as jy vra, het ons insig? Weet jy wat God se plan en doel is met jou omstandighede? Of bepaal die omstandighede hoe jy voel? Nee, ons baie keer leef ons net hoe ons voel, in plaas van ons weet wat die waarheid is, nee, en staan daarop, dan sal die gevoel ook regkom. Maar ons wil altyd eers voel en dan daarvoor ons lewe. Dis die duiwelse wêreldse manier. Efesiërs, en dan moet jy weet, jy's nie per ongeluk hier nie. Paulus skryf ook in die gemeente in Efese, Efesiërs 2 vers 10, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En daar's 'n klomp goeie dade en nie vir jou voorberei, wat die Here voor jou pad sit in jou geloofswedloop. En wat jy moet navolg, maar dis nie net vir nie, dis vir ons almal. Maar spesifiek wil ek sê, nee, en ek het al daai goeie dade begin sien, dit wat Chris ook gesê het, die groei, hoe jy 'n vrymoedigheid om vir mense te bid. Nee, daar's mense wat al jare die Here dien, maar hulle is te bang om vir mense op straat te kan bid, en jy het dit al reeds. Prys die Here daarvoor. Jy het 'n vrymoedigheid om te kan bid vir mense. Daar's goeie dade wat die Here vir elke een van ons beplan het. Hoe hy ons wil gebruik. Nee, daar's 'n spesifieke. God red ons nie net en los ons en nou moet jy net vasbyt tot jy nou laaste asem uitblaas, dan gaan jy hemel toe nie. Hy red jou en hy het 'n klomp goeie dade vir jou beplan wat jy moet navolg. En hy het 'n spesifieke goeie dade vir elke mens. Elkeen van ons hardloop 'n unieke geloofswedloop.
So moenie na ander mense kyk en sê ek moet ook so wees nie. God stap 'n unieke pad met elkeen van ons. Hy gee vir jou unieke gawes, talente, verhoudings met mense en hy gebruik jou om mense se lewens te verander. God is nie mense besigheid. Ons dink skatte is alles wat jy op aarde, hoeveel ek besit, hoe ek lyk en seker goed. Die skatte is nie hoe die Here jou gebruik om mense na hom toe te trek. Nee, en dit is waaroor die disipelmakers ook gaan. Ek noem dit nou maar net so weer terloops. Nee, ons het daai roeping. En ek kan maar net sê, as ek terugkyk na my lewe, nee, hierdie laaste lied wat ons gesing het, I love you God, nee, God se mercy, is net, as ek so terugkyk my lewe, daar's baie dinge wat ek beplan het, ek weet die Here het 'n passie in my lewe gegee, en ek dog dit gaan so wees. Op die einde is dit nie so nie, met die Here se genade volhard, dan kom dit op 'n ander manier uit. Maar volhard. Die oorwinnaarsbediening, het gedink is vir Bergbron gemeente, nee, net hier 'n groot sterk gemeente. Die Here se plan was anders, dit was koninkryksgerig. Om dit op ander plekke ook, ander kerke ook te gaan bedien. So ek het gedink is so, maar dan is dit so. Ek wonder wat gaan die Here nou doen met die genadesentrum. Ons het al lank al daai passie, roeping gekry, hier in COVID tyd, nee, in die gebedsgroepe gekry, ons moet die gemeenskap, die Here wil Bergbron gemeente gebruik om die gemeenskap te beïnvloed en te verander. En ek gedink dalk 'n sopkombuis by die saal, of wat ook al, nee, of hier, mense, nee, nou's daai. Wat is God se wil? Maar verstaan jy, dit is dieselfde passie is om gemeenskap te bereik. Ek het al genoem van Geek ook, Kersfees in Claremont. Jy dink so, maar dis die Here bepaal. Dit kan ek so getuig uit my eie lewe uit. Nee, dis nie my plannetjies gewees nie. God het 'n beter plan. Hy kan ver meer doen as wat ons bid of dink, staan daar ook in die Efesiërsbrief. Maar volhard, dis die groot ding. En dan nou om tot insig te kom van jou omstandighede en wat God se plan en doel met jou lewe is. Nee, onthou, jy hardloop 'n unieke geloofswedloop. Nou om tot insig te kom van die omstandighede, wat God se plan en doel in jou omstandighede is, moet ons ontslae raak van hindernisse. Hindernisse wat jou keer om die pad te hardloop, die geloofswedloop te hardloop wat God vir jou bepaal het. Die unieke pad wat God vir jou bepaal het. Kom ons kyk bietjie na daai hindernisse. Dit kan wees, nee, want ook Hebreërs skrywer sê ook, sê hy ook, terwyl ons dan 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, dat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat ons voor lê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Ons weet, ons moet van sonde ontslae raak, nee. As jy 'n gewoonte sonde het, jy kan nie volhard op die geloofswedloop as jy bly met daai buiteegtelike verhouding byvoorbeeld, 'n affair of wat ook al, nee, jy moet daarvan bekeer, nee. Dit gaan jou verhinder. Maar dan is daar ander goed ook. Ons moet dink aan 'n geloofswedloop, nee, is jy's 'n atleet. 'n Atleet hardloop tog nie met sy sweetpak aan nie. 'n Atleet voor hy 100 meter hardloop of 'n maraton of wat ook al, nee, raak ontslae, behalwe ek sien nou baie keer hardloop ouens met snaakse goed, maar hulle gaan nie wen nie, dis verseker. Nee, maar as jy wil wen, as jy regtig wil volhard, nee, trek die sweetpak uit. Al daai goed wat jou sal pla. Raak ontslae van alles wat jou sal verhinder. Atlete hardloop met klere wat hulle nie sal verhinder in die wedloop nie. So raak ontslae. So sonde, natuurlik, dink ons almal verstaan dit, maar dan is daar ook laste. Dis nie goed wat so seer sonde is nie, maar dit verhinder jou om te volhard op die unieke geloofswedloop wat die Here vir jou geplaas het. En daai laste kan wees verwagtinge wat ander mense op jou lewe het, nê? Ander mense wil graag hê jy moet die lewe lei soos hulle dit wil hê jy moet lei. Byvoorbeeld, ek kan dalk hoop my huweliksmaat kan wees soos my gelowige oupa of ouma. Of
wie ook al, wat 'n so wonderlike gelowige is, ek verwag my huweliksmaat moet soos daai persoon wees. Soos my ma en pa, wat my ma of my pa, wat die Here gedien het. Of ek kan verwag dat my kinders so en so moet wees. Maar ek laat hulle nie toe om die pad te hardloop soos wat God vir hulle bepaal het nie. Nee, pas op vir valse verwagtinge wat op jou geplaas word. Baie ouers wil hulle lewe eintlik lei oor al hulle foute probeer regstel deur hulle kinders. En laat nie toe dat hulle kinders word wie God wil hê hulle kind moet wees nie. Pas op vir daai valse verwagtinge. Dat jy nie jou eie unieke pad hardloop wat God vir jou vooraf bepaal het. Die goeie dade wat hy vir jou bepaal het. Raak ontslae van daai valse verwagtinge. Want dit sal jou verhinder. En nog 'n ding, nog laste wat jy moet afgooi, ons moet 'n bietjie eenvoudiger begin lewe, nê? Om te volhard moet jy vereenvoudig. Los die bagasies. Nê, valse verwagtinge. Jy kan nie alles doen nie. Los dinge wat jou fokus wegtrek vir wat God voor jou geplaas het. Nog laaste kan wees selfs jou besittings. Jou besittings kan 'n las raak en jou strem. Ek sê nie besittings is verkeerd nie. Abraham was 'n baie ryk man gewees, nê? Hy het met konings onderhandel, hy het oorloë gevoer teen konings. Maar pas op, besittings kan regtig 'n las raak in jou geloofswedloop. Veral as jy baie skuld aangaan om 'n klomp goed te bekom. Dan op die einde worry jy altyd oor, hoe gaan ek alles betaal? Geld kom in my rekening en dan net weg. Nee, pas op vir skuld. Oor jou baie besittings wat jy so op skuld koop. Kan 'n las raak. Dat jy nie kan hardloop die pad wat die Here wil hê, jy moet hardloop nie. In elk geval jy's nie vry nie. Jy's die slaaf van die mense aan wie jy's die slaaf van Absa of Nedbank of FNB of wat ook al. Met al jou skuld. En mens kan so baie goed hê, so baie besittings, hoe meer jy het, hoe meer kan jy verloor en hoe meer worry jy oor dit alles, om dit in stand te hou, om dit te onderhou. Nee, pas op daarvoor. Worries dan met al hierdie worries oor aardse besittings kan jy ook nie so die pad hardloop wat die Here vir jou bepaal het nie. En op die einde gaan sit jy ook soos Demas op die kantlyn. En besittings is nie net 'n probleem vir ryk mense nie, dis vir alle ekonomiese klas mense. Ek weet nie of julle, ek het een keer op televisie, maar ek was so negatief, ek was so depressief daarna gewees, nadat ek dit gekyk het. Hierdie was 'n hoorders program. Ek weet nie of julle al so iets gesien het van hoorders, wat net goeders bymekaar maak. Later is die grootste gemors. Net dit raak 'n probleem. Less is more. Less is more. Raak ontslaaf van daai skottelgoedmasjien. Was dit met jou hande, dan's daar meer spasie in jou kombuis, Gert. Maar ja, pas op dat jy goed is nie so jou lewe so jy het 'n klomp goed. En jy weet, hoe meer eiendom jy ook het nie in daai dinge net, ek raak so bekommernis later. Want die huurder betaal nie of daar breek weer iets. En dan dit groei nie, kapitaal groei nie van jou eiendom nie, want almal trek Kaap toe. Daar groei dit, maar hier groei dit nie en alles gaan af. Verstaan? Miskien kyk, vra vir die Here wat jy moet van ontslae raak. En raak ontslae van dit. Jou verlede kan 'n las wees. Nee, jou verlede. Weet, skaamte en skuld oor wat jy gedoen het. Hoe kon ek dit gedoen het? Kan God my ooit aanvaar? En dan weer bitterheid oor wat mense aan my gedoen het, kan ook jou verhinder om die geloofswedloop te hardloop. Dat jy kwaad en bitter en wrok het aan wat aan jou gedoen is. En dit het met Paulus gebeur, nê? Sy verlede lyk nie goed nie, maar hy het ontslae geraak daarvan. Hy het op 'n stadium die kerk vervolg, en hy skryf daarvan in 1 Korintiërs 15 vers 9, ek is immer die geringste van die apostels, en is nie werd om apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Hy was by gewees toe Stefanus gestenig is, nee, was hy en hy die klere opgepas.
Dit kan jou terughou, al daai skaamte oor wat het ek aangevang my verlede. Raak ontslae daarvan, aanvaar die vergifnis in Christus en vergewe jouself. Jesus het vir al daai sondige verlede betaal. Jy's 'n nuwe skepping. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Nee, aanvaar die vergifnis in Christus. En vergewe ook wat mense aan jou gedoen het in die verlede. Raak ontslae van daai wrokke. Daai kwaad. Daai mense is mos uit kwaad. En hoekom? Oor alles wat hulle verlede, die verkeerde goed wat met hulle gebeur het. Vergewe, skeld mense vry. Dis wat Paulus gedoen het, so dink Paulus ook, hoe die kerk hom sleg behandel het, as jy die Korintiërsbriewe lees, sien jy wat die kerk, as hy daar weg is, dan mense wat geskinder het oor hom. Die kerk het hom ook sleg behandel, maar hy het vergewe, want hy skryf in Filippense 3 vers 13 en 14. Maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. So om te volhard op die geloofswedloop, en ons almal eintlik, nee, ja, ons almal, vergewe, lewe 'n lewe waar jy vergewe. Waar jy jouself vergewe, omdat God jou vergewe het oor jou verlede, wat jy aangevang het. Waar jy ander mense vryspreek, sodat jy vry is, om op die geloofswedloop, jou pad te kan hardloop. Met wrokke, bitterheid, gaan jy nie kan volhard nie. Vergewe. Fokus op die wedloop, wat voor jou is. Maak klaar met die onreg van die verlede deur vergifnis, en aanvaar God se vergifnis in Christus, sodat jy jouself kan vergewe en ander mense kan vergewe. En dan sê die Here deur Jesaja, die profeet Jesaja, maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit sal sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad en ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Ek weet nie, het julle die afgelope tyd gekyk daar in Namibië, hoe lyk dit? Nee, sossosvlei, doodsvlei, al daai goed, nee, dit. Ja, dis water, nee. God is enigiets moontlik. Net so verander hy dinge. Nie net in die fisiese riem nie, maar ook vir jou geestelik. Hy maak alles nuut. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Die Here wil iets nuuts deur jou doen. Wees reg daarvoor. Vra vir die Here, waaroor gaan my lewe? Wat is die plan met my in hierdie omstandighede? Raak ontslae van sonde, gewoonte sondes en laste. Valse verwagtinge wat mense op jou plaas. Bitterheid, raak ontslae van dit. Nee, skaamte oor wat jy dalk self doen, raak ontslae daarvan. Hardloop na Christus toe. Hou jou oog op Jesus, die begin en die volëinder van jou geloof. En dan kan ons volhard. Dan werk die Gees deur ons en die Here kom doen nuwe dinge in en deur ons. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.